hart gaan eers is uit vanmôre. Abraham en Kitty, Here, waar daar 'n afsterwe gister in die familie was, 'n pa wat skielik van hulle al weg is, die ewigheid in, dat die vanmôre self die vertroosting sal wees. Self die een sal wees wat hulle teen die bors vasdruk en self die trane vanmôre afdroog, waar menslike woorde tekort skiet en geen krag het vanmôre om vertroosting te bring nie. Vir ons dat U self bonatuurlik, soos net U kan, vertroosting bring in die uur wat niks sin maak nie. Die Vader, sodra ons vanmôre hier die diens op in opgewondenheid, in dankbaarheid, in blydskap, in vreugde, want ons voete wil dans voor U. Ons siel wil uitroep, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die koning. Want daar is niemand soos U nie, en ons siel verheug ons daarin, dat ons vanmôre in 'n plek staan, waar die wêreld en al sy chaos net vir ons nie vanmôre 'n saak is, waar ons 'n sekonde van ons gedagtes en energie kan mors nie. Maar vanmôre is ons ingestel in ons siel wat moet reg wees, vas wees, standvastig wees in Christus Jesus. Want Here het U nie vir ons gesê, wanneer julle al hierdie dinge sien, hou goeie moed, want ek is met julle tot aan die volëinding van die aarde. Wanneer jy al hierdie dinge sien, dan julle weet, die einde is nog nie, maar is baie, baie, baie naby. En vanmôre, Here, terwyl ons in die laaste sekondes van hierdie aardse dispensasie dinge sien afspoel, afloop, wêreldgebeure wat nie meer onder die maat immer weggesteek word nie, maar alles kom aan die lig en alles word uitgebasyn, staan ons vas in Jesus vanmôre. En dis die rede dat ons vanmôre in die huis is, Vader, om deur U woord gevoed te word, deur U woord opgetel te word, en deur U woord standvastig, ingemessel te kan wees in die ewigheidsplan van ons God, ons Redder en ons Vader. En dis ons gebed in Jesus naam vanmôre. En dankie ook dat ons vanmôre kan saai tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Wie kan hier nie uitgaan. Daar is iemand wat daar agter staan, haar naam is Choppie, ons sê altyd vir haar Choppie. Hierdie is haar gunsteling. En ek het al beloof ons gaan hom binnekort sing, prys sy naam. Oh,
rondom my erkennisberg. So beskerm die Here ons as sy volk. Halleluja. Want rondom my erkennisberg, so beskerm die Here sy volk. Rondom my erkennisberg, so beskerm die Here sy volk. Hy sluit ons in van agter en van voor, so beskerm die Here sy volk. Want rondom my erkennisberg, so beskerm die Here sy volk. Want rondom my erkennisberg, so beskerm die Here sy volk. Rondom my erkennisberg, so beskerm die Here sy volk. Hy sluit ons in van agter en van voor, so beskerm die Here sy volk. Want rondom my erkennisberg, so beskerm die Here sy volk. Kom ons gee hom aan die applaus. My hande oor van blydskap, sing aan glorie. Ons sing nou en nog nie, lewe bring ons hier. Jesus is my vaste rots, ons sal net vertrouw. Daarom sal ek opgewoon, die liefde hoog vertel. Halleluja, loof die Here. Halleluja, bring ons hier. Halleluja, loof die Here. Halleluja, bring ons hier. Jesus is my vaste rots, ons sal net vertrouw. Daarom sal ek opgewoon, liefde hoog vertel. My hart moet vol blydskap, sing aan glorie. Ons sing nou en nog nie, lewe bring ons hier. Want Jesus is my vaste rots, ons sal net vertrouw. Daarom sal ek opgewoon, liefde hoog vertel. Halleluja, loof die Here. Halleluja, bring ons hier. Halleluja, loof die Here. Halleluja, bring ons hier. Jesus is my vaste rots, ons sal net vertrouw. Daarom sal ek opgewoon, liefde hoog vertel. So sal ek U prys, my hele lewe lang. En U na my hande op weg, en U na my hande op weg. So sal ek U prys, my hele lewe lang. Want U is my zaligmaker en my Here dromme. So sal ek U prys, my hele lewe lang. En U na my hande op weg, en U na my hande op weg. So sal ek U prys, my hele lewe lang. Want U is my zaligmaker en my Heer. So sal ek U prys, my hele lewe lang. En U na my hande op weg, en U na my hande op weg. So sal ek U prys, my hele lewe lang. Want U is my zaligmaker en my Heer. Prys hom net. Halleluja. Is Pinkstertyd. Is Pinkstertyd, prys sy naam. Ek is verlof deur die bloed van die Lam. Verlof, daarom sing ek so bly. Door die heilige Gees op my Heer naam op my. Daarom sing ek so bly. Is verlof deur die bloed van die Lam. Verlof, daarom sing ek so bly.
Let your glory fill this house. Let your presence fall on us.
sing vanmôre hierdie liedjie en verwag vanmôre 'n aanraking. Wil jy terwyl ons sing, woorde is maklik, maak jy oor toe, as sy jou aanraak, gaan jy dadelik weet. As sy jou aanraak, sal jy Die saliges loof U, die skepping vereer U.
Want U, Heer, is verhewe. Die salig is, loof U. Die skepping vereer U. Want U, Here Jesus, is verhewe bo. Want U het die prys betaal, en U alleen is waardig om die seels te kan breek. En die laaste van die laaste lê in U hand. U alleen kan die seels breek van die laaste profesie van hierdie wêreld. U alleen is die een wat skryf wie se name behoort aan U. En wie het U verwerp? Want U alleen is waardig om geloof te word. En U skepping vereer U. Same is die Here. My siel verheer hom daar. Kom ons sing dit nog een keer. Dat ons vir 'n oomblik nog in aanbidding sal bly. Daar waar U staan, vertroetel hierdie oomblik. Koester dit as kosbaar om in die teenwoordigheid van 'n lewende God se salwing te kan staan. Aanbid Hom. Aanbid Hom. Nie met dit wat jy vanmôre wil hê nie, maar vir wie Hy is. Halleluja. Halleluja. En in hierdie atmosfeer gaan vra dat ons nog so een keer saam. En dan gaan ons oor na die woord. He's more than enough. He is El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Hallelujah. Hallelujah. Dank U, Here. Hallelujah. Dank U, Meester. En grootheid, want U alleen is lofwaardig om aanbid te word. U alleen is die Skepper God van hemel en aarde vanmôre, wat by ons kom stil staan, en in U grootheid verlang my siel dat hierdie oomblik in vuur geskryf sal wees. Dat hierdie oomblik in vuur geskryf sal wees. Welkom aan elkeen van julle. Ek gaan voort hierdie week. Nou ek het gesê ons gaan 3 boodskappe, so die Gees van die Here het aan my deel. God roep jou. Laasweek het ons die boodskap aangehoor, sy roepstem breek tronkdeure. Vandag gaan ons na die woord luister, geroep of geparkeer. Nou gaan ons die 3de Sondag afsluit in hierdie reeks met geroep by jou naam. Gisteraand se boodskap was in die Boskerk aan die kant
van by 'n park waar die Gees van die Here ons met vuur besoek het. Hoe lyk die vuur binne jou? Hoe lyk die vuur binne jou? Vandag se boodskap, geroep of geparkeer. Handelinge 1 vers 8, die A gedeelte sê, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal krag ontvang. Dis 'n belofte. Want dit was gespreek deur niemand anderste as die ouditeur van die lewe, Jesus Christus, wat vir ons hierdie belofte gegee het, dat die Heilige Gees kom en ons sal krag ontvang. Kom ons bid saam met my Vader, my siel is môre opgewonde. My siel juig, want ek sien in die tekens van die tyd, dat die kerk, die bruid nou opstaan, uit die as van vernederings, en soos vuur, begin om te loop, en dan te draf, tot ons gaan hardloop. En Vader, soos wat ons voete die grond gaan tref, gaan die grond U majesteit openbaar. Dis hierdie wat daar geen vrees vir die kind van God moet wees, geen beeld nie. Want daar loop 'n leeu rond in hierdie wêreld wat soek om te verslind en te verwoes en te vermoor. Maar daar is 'n leeu en sy naam is Jesus Christus. Hy kom met die stam van Juda, die leeu uit Juda stam. En vanmôre is hy die een wat brul. En dan sal alles moet pad gee. En 'n pad oopmaak in die woestyn. En riviere, waaraan die riviere is. En ons praat nie vanmôre hier van fisiese riviere, ons praat hier van lewende waterriviere, wat van God se troon sal uitbeweeg. Vanmôre se boodskap. Amen. Vanmôre se boodskap. Wil ek hê daar is 'n paar dinge wat jy moet saamneem uit vanoggend se boodskap. Wees ingestel, want dit gaan in die boodskap duidelik oor beweeg na u toe. Maar hierdie 3 dinge moet u saam met u neem. Om Christus te volg is om geroep te wees. Om Christus te volg is om geroep te wees daartoe. Nie geparkeer in jou verlede en al jou mislukkings nie. Om geroep te wees om dan op te staan uit jou verlede en al jou mislukkings. Om Jesus Christus te volg neem vurige gehoorsaam. In ander woorde, eerstens moet jy kan opstaan van waar jy geparkeer sit, miskien vanmôre. Want die vyand, wys die Gees van die Here my, het baie mense by 'n punt gebring van waar hulle foute gemaak het en hulle is geparkeer in hulle foute. Hulle voel nie waardig om deur God se Gees gebruik te word nie. Maar is tyd om op te staan en die parking lot te verlaat en van God te begin beweeg. Geroep of geparkeer. Handeling 1 vers 8 lees dan soos, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en jy sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 2 vers 1 tot 4 is waar hier die gebeurtenisse vervulling gekom het van julle sal krag ontvang. Wat spreek van die uitstorting van die Heilige Gees en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel in 'n kappie van gaan sit, en is almal vervul met die Heilige Gees. Geroep of geparkeer. Man en vroue wat beweeg waar God self die vuur op die altaar van aan die brandsteek dra, 'n dubbele mate van die salmoor aan hulle geestelike seuns en dogters, was die kern van gisteraand se boodskap. En terwyl vanmôre stil word by die Gees van die Here oor vanoggend se boodskap, sê die Gees van die Here, jy met hierdie gedeelte van gisteraand se boodskap moet jy verder dra, want die vuur is nou op die altaar.
Sê vir my seuns en my dogters, hulle moet hulle panne bring, hulle 4 panne bring. En ek kom staan by die ingang van my geestelike tempel, sodat daar van die vuur van die altaar geskep kan word in hulle panne, en dan moet hulle met hierdie panne begin te hardloop. Man, is jy gereed? 2 Konings 2 vers 6, en Elia sê van bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan, maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal nie verlaat nie, en hulle 2 het gegaan. Hier is die verhaal van Elia en Elisa. Elisa volg hier die geestelike pa van hom, en toe die tyd is dat hierdie geestelike pa opgeneem moet word in die hemel, sê Elia vir Elisa, bly tog net hier, want ek moet verder gaan tot by die Jordaan. En Elisa sê vir Elia hierdie woorde, so waar as die Here leef, ek sal jou nie alleen los nie. Waar hy gaan, sal ek gaan. En ons moet op 'n plek kom in hierdie lewe, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, dat jy by 'n kerk ingeskakel sal wees. Ek praat nie van 'n gemeente lidmaat word nie. Ek praat van die kerk van Jesus Christus. In sy geheel is daar 'n arm, daar's 'n hand, daar's 'n voet, maar jy moet by 'n plek ingeskakel word waar jy die salwing van God sien, rus op die een wat jou vooruit gaan, waarna jy luister. Dit help nie ons gaan kerk toe, ons wil net preke luister nie. As jy die salwing nie voel nie, as jy die salwing nie ervaar wat jou dryf om by Jesus uit te kom nie, as die salwing jou nie na plek toe vat van geparkeer, na vuur van God vorentoe beweeg en sê no more, no more, no more, sal ek maar net sit in 'n plek en geparkeer staan. Van hierdie oomblik af begin ek die vuur van God in my lewe voel en ek begin opstaan en ek begin te volg waar die salwing beweeg en niks gaan my stop nie. Al sê iemand vir my, bly net 'n bietjie hierso, so waar as die Here leef, ek sal nie meer stil staan nie, ek gaan nie meer wag nie, ek gaan saam, tot waar die vuur is. Jordaan beteken ook a place of crossing over. Want dis waar die volk na dit 40 jaar in die woestyn was, het die Jordaan opgegaan en hy crossed over into the promise. Dis die plek waar Johannes die Doper vir 'n lang tydperk in die woestyn was en van melk en heuning en sprinkane geleef het, and there was a day when he had to cross over into his calling. En daar by die Jordaan was ook die plek waar hy vir Jesus Christus, die Seun van God, kom doop het, toe Jesus van sy aardse lewe van skrynwerker oorbeweeg het na die roeping van God op sy lewe, toe daar in die Jordaan het opstaan. It was time to cross over from the past things into the present calling of being the Messiah, to be the anointed one that brings the glory of a new gospel of salvation. Dit was die oomblik toe Jesus uit daardie water uitkom en die Heilige Gees soos 'n duif uit die hemel uit op hom kom neerdaal, dat Jesus in sy crossing over begin beweeg het uit die Jordaan uit. En nou, ek het vir 3,5 jaar net een ding in sy hart gehad, die evangelie van redding moes verkondig word tot die dood. Tot die dood. En vanmôre my boodskap met die Matteus 26 vers 34 en 35 was daar ook 'n ander ene, net soos Elisa vir Elia gesê het, waar hy gaan, sal ek gaan. Die Here weet ek gaan nie bly nie, ek gaan saam met u. Was daar 'n ander man wat opgestaan het en toe Jesus hom sê, dis verseker ek jou vandag nog voor die aankruis sal jy my 3 maal verloon. Sê Petrus, al moet ek saam met u sterwe, ek sal nie beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê, Here, waar u gaan, gaan ek. Ek gaan nie verry nie. Net soos Elisa ook vir Elia sê, waar u gaan, gaan ek. As jy nie verhaal wat daarna gebeur het. En dadelik het die haan gekraai nadat Petrus vir Jesus 3 maal verloon het. En Petrus het die woord van Jesus onder wat vir hom gesê, voor die haan kraai sy met 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Jy sien, baie van ons het 'n getuienis vanmôre in hierdie plek van hoe die Here jou kragtig gered het.
hoe die Here jou kragtig aangeraak het. Jou hele lewe sal nooit weer dieselfde wees. En net so het ons ook gesê, waar die Here my nou stuur is wat ek sal gaan. Waar die Here vir my sê om te doen, is wat ek gaan doen. Niks gaan my van hierdie oomblik af stop, hierdie blydskap van die vervulling van sy gees toe met vuur gedoop word deur die Heilige Geesdooping. Van hierdie oomblik af gaan niks my mee stop nie. Ek sal nie laat 'n mens my onderkry nie, ek gaan laat omstandighede onderkry. Van hierdie oomblik af gaan ek waar Jesus. Ek sal Jesus volg tot in die dode. En toe het in baie van ons lewens iets gebeur. Want jy sien baie keer weer die vyand, as hy jou tot die dood toe gaan beproef, onmiddellik nadat jy Jesus aangeneem het, dan sal jy jou lewe neerlê. Maar soos die tyd aanstap, bring hy gedagtes wat 'n lou warm in ons kom wakker maak. En in die lou warm besef ons baie keer nie dat ons as mens, genade het ons gered, nie ons werke nie. Nie ons volmaaktheid nie. Deur genade van die volheid van Jesus Christus se volmaaktheid, van die volle prys wat hy op Golgotha betaal het, dis wat ons gered het. Nie ons werke nie. En omdat ons so met vuur vervul is, nadat ons harte vir die Here gegee en die Heilige Gees gedoop is, stap ons in so kragtigheid, en wanneer ons voet vir die eerste keer soek na daardie kragtige ontmoeting, dan voel jou hele lewe 'n mislukking. Dan is dit wanneer ons kom by die plek, nie almal wat geparkeer sit vandag op die lewenspaaie of geparkeer sit in die kerk, is man en vrou wat nog nooit ontmoeting met God gehad het. Baie van die wat geparkeer sit, het juis 'n vurige ontmoeting met die Here gehad. Het juis ervaar hoe God hom en haar uitgestuur het, net soos hoe Petrus om die hand op die siekes te lê, duiwels uit te dryf, en daarom was Petrus bereid om te sê, Here, ek sal U nooit verlaat, ek sal U volg tot in die dood. Maar toe die omstandighede van vrees kom, die uur van toetse kom, die uur van beproewinge kom, toe was dit vir hom as mens wat by die vuur beweeg het, net te veel. En hy verloon Jesus 3 keer dat hy hom nie ken nie. Nie voor 'n weermag nie. Nie voor die Sanhedrin nie. Nie terwyl hy hom gesê het, kies Jesus of sterf nie. Toe 'n diensmaagd na hom toe kom, 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy lyk vir my ook soos een van die Galileese manne. Ek is seker jy sê van nee, ek weet nie waarvan jy praat nie. Want jy weet wat? Terwyl hy hierdie woorde spreek, moet ek en u besef wat het in die agtergrond gebeur. Jesus staan en hy slaan hom met die vuis in die gesig. Hy is besig om sy baard uit te ruk. Hulle spoeg op hom. Hulle blinddoek hom en slaan hom en sê vir hom, profeteer vir ons wie het jou geslaan. En Petrus staan hier by die vuur om en warm maak. Hy wil so half in die kraut in blender, hy wil nie uitstaan nie. Terwyl hy daar by die vuur staan, dan skou hy wat hulle besig was om met Jesus te doen. En toe hulle hom toe draai en sê, maar is jy nie ook een van hulle nie? Toe kom die vrees, as ek nou sê, ek is sy volgeling, dan sal ek langsom en gaan hulle my ook so in die vuis, met die vuis in die gesig slaan, gaan hulle ook my baard uitdruk, gaan hulle ook my spoeg, en in daardie oomblik die vrees, nie omdat hy die liefde vir Jesus gehad het, nie omdat hy bereid was nie, maar die oomblik was hom te groot. En baie keer is dit nie ons roeping in God, wat vir ons te veel geword het nie. Dis die oomblik van swakheid, wat vir my op 'n plek gebring het, dat ek voel ek is nie goed genoeg, om vir Jesus vurig in die wêreld in te gaan, en ek sit geparkeer, en ek vergeet ek is eintlik geroep nie. Geroep of geparkeer, Johannes 21 vers 15 tot 19. Maar jy sien, en hier is die mooi, dis nie jou mislukkings wat jou sukses maak nie. Dis nie jou krag en jou vermoëns wat jou gestuur maak nie. Dis die liefde van Jesus wat jou geroep het by die naam. En volgende week sal ons geroep by die naam, die boodskap gaan verder vir ons ook gebreek word van geroep by die naam. Maar vandag wil ek stil staan by Jesus se liefde. Johannes 21 vers 15 tot 17. Jesus gaan
wil net die sketsie vooraf maak wat hier gebeur het, nadat Simon Petrus Jesus verloon het, en buitekant toe gegaan het en bitterlik geween het, het hy die stap gedoen, wat 'n mens doen, wat mislukking voel. Hy stap weg, en hy gaan terug om 'n visserman te wees. Hy gaan terug na die plek toe waar Jesus hom geroep het. Jy sien baie keer wanneer ons geroep word, deur die soetstem van die Heilige Gees tot bekering, dan los ons dit waarmee ons besig was. Ons los die nette, ons los die visbedryf, ons los die dinge van hierdie wêreld. En ons laastig en ons vol vir Jesus. En ons groei geestelik. Ons kom by 'n plek dat ons begin profeteer, ons kom by 'n plek dat ons hand op die siekes stel, ons kom op 'n plek dat ons sonder om beskaamd te wees die evangelie aan mense uitdra. En dan kom daar 'n oomblik wat jy voel jy het vir Jesus teleurgestel. Nie die wêreld. Iets gebeur en jy voel ek het die Here teleurgestel. En dan gaan jy terug na die vissersnette toe, waar jy geroep was. En jy raak geparkeer by die visnette. Jy sien, Petrus beweeg terug en hy klim weer op die skuit en dan begin jy visvang. Geparkeer in die verlede. Ek was nie goed genoeg nie. Ek kon nie tot die dood toe hom volg nie. Ek het hom verloor. Net soos Jesus gesê het, het ek hom verloor. Maar hy het die ander gedeelte van die gesprek vergeet. Wie wat was die ander gedeelte van die gesprek? Wat Jesus hom gesê het, hoe sê Simon, seun van Barjona, jy gaan my verloor. 3 maal voor die aankraai. Het Jesus ook hierdie woorde gesê, maar ek het vir jou gebid. Net wanneer jy weer tot bekering kom, weer jou roeping opneem, dat jy sal gaan en jou broers gaan versterk. En dis daar die woorde wat Petrus vergeet het, terwyl hy op die skip was, maar Jesus vergeet nie sy woorde nie. En hier kom die Here na hom toe in Johannes 21 vers 15 tot 17. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as 'n dier. Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. En hy sê, verlaat my lammers wy. Jy sien, ek en jy moet een ding verstaan van om geroep te wees. Om geroep te wees, 'n diploma, 'n graad in teologie maak my nie geroep nie. Dit rus my toe om die roeping wat daar is, te kan gaan uitleef met wysheid en kennis. Maar die sertifikaat en die diploma maak my nie geroep nie. Ek hoor eers die roepstem. En dan meld ek aan 'n gehoorsaamheid om toegerus te word vir die roeping wat op my lewe is. Jy sien, toe Jesus van Petrus hulle roep van die visserskei af, toe vat hy hulle vir 3,5 jaar en hy gaan leer hulle en hy rus hulle toe, nadat hulle geroep was. Hy gaan leer hulle nie eers en toe sê, nou moet julle die skuite en die net en alles los, en nou wil ek hê julle moet my volg. Hy roep hulle eers en sê, volg my. Sonder kennis. Ongeletterde vissermanne. En dadelik is hulle gehoorsaam aan die woord van die Here om te sê, stuur my. En nou gaan Jesus terug. En daar's net een ding vanmôre wat spreek of jy gehoorsaam is of jy nie gehoorsaam is nie. Liefde. As liefde vir God in jou binneste gesterf het, gaan die parkering jou sypilaar word. Maar as daar 'n liefde is wat op die binnebrand soos vuur bied, dan sit 'n boodskap soos hierdie van vanoggend wat vir jou sê, it's time to rise. En toe om uit te gaan en dan met vuur hierdie evangelie verder te verkondig. En dadelik sê die Here vir hom, Simon, begin vir my jeugbediening. Laat my lammers wy. Hy vra hom die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik wy? Antwoord hom, ja Here, U weet ek lief. Hy sê, pas my skaap op, gaan en begin jou roeping uitleef en kry my skape bymekaar en begin hulle te voed. Wees vir hulle salwing waar agter hulle kan aanloop om op die einde van die dag 'n dubbele mate van my salwing op hulle lewens te ontvang. Elisa. Wie wat doen Elisa toe die mantel val? Nadat die
storm vir Elia opgevat het in die hemel en die 4 perwa tussen hulle in beweeg het om hulle te skei. Dis nie soos die Bybel sê, Elia het op 'n 4 perwa geklim en dis met die 4 perwa op nie. Hy het nie met die 4 perwa op nie. Hy's in 'n stormwind is op in die hemel en die 4 perwa tussen hom en Elisa in beweeg sodat Elisa nie kon inhardloop in die stormwind en saam met Elia opgeneem word nie. Die 4 perwa was om skeiding te bring. Maar was nog nie Elisa se tyd om op te gaan nie. En dadelik draai Elisa om. Wie wat doen Elisa? Hy gaan sonder nie eers af vir 40 dae en vas oor hierdie saak nie. Hy gaan nie eers vir, en hy sê, Here, gee my net 'n teken. Ek soek om net 'n teken dat U my geroep het. Soos wat ek van Elia gevra het, 'n dubbele porsie. Ek vra net, nee, wie wat doen Elisa? Die woord sê, hy vat dadelik die mantel, en hy loop na die Jordaan toe, en hy slaan die Jordaan met die mantel. En hy sê, waar is jy, God? Praat met my. Dadelik roep hy na God. Hy ken nog nie heeltemal hierdie God van Elia nie. Hy volg nog net vir Elisa. En dadelik sê, waar is jy, God? Gaan lees het. En toe hy die mantel die water tref, die split die Jordaan rivier oop. En iets was hier staan, to cross over. En wat vir my uniek is, Elia doen 7 wonderwerke en sterf en word in die hemel opgeneem. Presies. Elisa doen 13 wonderwerke en sterf. En in die boeke sal dit mos al geskryf wees, hy het nie 'n volle mate van 'n dubbel porsie uitgeleef nie, want 7 maal 2 is 14, nie 13 nie. Maar weet jy wat gebeur? Omdat God die salwing is, en nie jou of my vermoëns nie ons krag nie. Terwyl Elisa daar in sy graf lê, hy is al bene. Hy is al baie jare dood. Kom daar 'n klompie mense om 'n begrafnis te gaan doen. En hulle loop met hierdie lijk na die begrafplaas toe. En terwyl hulle na die begrafplaas toe loop, kom daar 'n klomp strydrowers aangestorm om hulle te kom beroof. En hy skrik, hy vang hulle hierdie persoon wat hulle bevind was met die begrawe, gooi som daar in 'n spelonke. Nou weet hy dat Elisa lê in daai spelonk. En toe daar die lijk, die bene, nie die liggaam nie, die bene van Elisa tref, begin hy te lewe en die 14de wonderwerk word vervul. Amen. En hy vra om die derde maal, sien my seun van jou net, my lief Petrus bedroef geword, omdat hy om die derde maal vra, en jy my lief na antwoord om, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het, en Jesus sê vir hom, laat my skaap by my. Gisterand het die Here Jesus Christus my profetiese woord gegee vir die uur waarin ons nou beweeg. Jesaja 43 vers 9, kyk, ek gaan iets niets maak. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk, as jy dit nie ervaar in jou gees, hierdie is die uur van nuut. Opstaan vir Jesus, en nou met meer vuur as ooit vir die Here iets te gaan doen nie. Dit is tyd om nou die visserskuite te los, dit is nou tyd om die nette te laat staan. Dis nou om te sê, Here, U weet ek het U lief, ek het lank genoeg geparkeer gesit. Nou gaan ek opstaan en nou gaan ek met vuur begin te beweeg en gaan vir die Here iets doen. En ek is nie besig om jou te probeer emosioneel intrek om in die nyne iets te kom doen vir die Here, want nou moet ons gemeen. Ek praat van jy moet opstaan. Jy moet 'n plek kry waar jy 'n ontmoeting met God in jou binnekamer het, waar jy sê ek het lank genoeg. Terwyl ek weet daar's 'n vurige roeping op my lewe, terwyl ek weet God het my by die naam geroep, terwyl ek weet daar was 'n uur wat die Here vir my gesê het, ek moet haastig vir hom iets gaan doen. Here, lank genoeg het ek myself bejammer in my omstandighede, lank genoeg het ek na die omstandighede gekyk, lank genoeg het ek gedink aan hierdie dinge, en lank genoeg was die dinge van mense buitekant my waarvoor ek bid, die hele tyd bid en bid en bid. Here, hulle maak my moeg. Nou is dit tyd dat jy opstaan. Ek wil vir jou sê,
As jy vir jare lank vir jou kind gebid het om tot bekering te kom, dan is dit tyd dat jy besef jou gebeure lê al lank al by God. Dis nou tyd om iets nuuts vir die Here te doen. Gaan kry kom vrouens by mekaar om by jou huis by mekaar te kom. Begin 'n bid hier. Begin 'n vrou bid hier by jou huis, man. Sê ek het lank gebid vir my kind om tot bekering te kom. Dis nou tyd om op te staan waar ek vir jare lank geparkeer gesit het om te weet God het my gebed die eerste dag gehoor en die Here sal my gebed op sy tyd beantwoord. Maar nou wil ek iets nuuts vir die Here gaan doen. Nou wil ek 'n nuwe rivier sien in hierdie droë woestyn waar ek vasgevang word. Ek wil nou vir die Here iets gaan doen. Om op te staan en te sê, Here, waar moet ek begin? Hoe moet ek begin? Wat moet ek doen? Ek gaan vanmôre in hierdie diens gaan ek 'n seën van my Here lees. Dis my hartseer saak. Maar my begeerte is dat my seun sal gaan en die vuur van God gaan uitleef waar God hom roep om dit te doen. Kan nie my kind geparkeer hou nie. Omdat ek hom in hierdie gemeente wil vashou nie. En hy nie sê, Here, stuur my. En vanmôre moet ek 'n seën van my baie kosbaar vir my in hierdie bediening. Moet ek met 'n salwing release. Double portion om afbid en hom sê, gaan doen haastig wat jy vir die Here moet doen. Maar staan gou voor toe. Ek gaan dit soms so in die diens doen. Hierdie seun van my. Vat nou my lyf, man. Hierdie seun van my. Onthou ek gister nog, was 'n 14-jarige seentjie wat in hierdie bediening gestap het en vir die Here skaam was. Want nou toe ek besig is om klas te gee die donderdag, die sit hy daar en ek sê vir hom, jy gaan nog vir mense bid, hy sê nee, ek bid nie vir mense nie. Ek sê, vra jy nie wat jy moet doen nie, ek sê vir wat die Here vir my sê, wat jy gaan doen. Die Here roep jou om 'n prediker te wees. Hy het my net so gekyk en ek kon nie ongeloof in sy oë sien. Nee, ek 'n prediker. En vandag is hy evangelis. Hy preek. En hy beweeg. En die Here sê vir my, are you willing to release what's precious to you? Gaan jy vashou terwyl ek hom roep? Wanneer is jy bereid om te sacrifice? Want die calling wat jy het is in jou en die woord van God. En daarom release ek vanmôre hierdie seun van my. Hy gaan nie meer vir ons dromme speel hier in die kerk nie. Hy gaan strate toe. En 'n ander bediening. Die wat is awesome as 'n pastoor bereid is om een van sy kosbares in 'n ander bediening in te stuur. Omdat God se koninkryk moet vooruitgaan. En daarom kom salf ek jou vanmôre. As my Elisa met 'n dubbele porsie van salwing. Gaan doen wat jy vir die Here moet doen, my seun, en doen dit haastig. Want ek weet wat die Here jou hart kan doen. Kan jy mis? Maar jy weet was my huis, bring 'n blik kondensmelk, roos, lekker koffie met kondensmelk en ons gaan net lekker kuier. Maar weet wat my die lekkerste is? Dis sien jy gerelease is. En ek release jou vanmôre in die naam van die Here Jesus Christus van Nasaret wat jy roep. Dat sy vuur binne jou sal brand en onder jou voetsole sal wees. En waar jy beweeg, dat God vir jou guns sal gee, grondgebied se vrug. In Jesus se kosbare naam. Amen. En so staan Petrus daar die oggend op. Nadat hulle in die boefretrek die Heilige Gees ontvang het. Hier dieselfde man wat voor 'n diensmaagd die Here se naam nie skoon groot maak nie. Staan daar die oggend op. Of daar die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort word op hulle. En hierdie verhaal, ek sluit af met hierdie verhaal.
Handelinge 2 vers 1 tot 4, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig in mekaar. Kerk of met eendragtig word. Nou kom skielik in die hemel gelyk soos van 'n geweldige rukwind en die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En daar in Jerusalem het Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroop en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in hulle eie taal spreek. En was almal verbaas en verwonder en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan die Galileërs? En hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Medes en Amite en die inwoners Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asië en Frigië en Pamfilië en Egipte en die streke van Libië, by Cyrene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Hulle was almal verbaas en raadloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Nie almal wat die krag van God op jou lewe sien, gaan opgewonde wees daaroor nie. Dis dan wanneer die vyand sy groot kanon uithaal. En dan word geskiet na jou toe en die ammunisie waarmee jy geskiet word is jou verlede. Wil jy my van Jesus kom vertel? Weet ek vir mense sê van waar kom jy, wat jy ingewang voor jy nou jou wil heilig hou, my van Jesus wil kom vertel. Dis die. En hier staan Petrus op in Jerusalem en hy stap vorentoe. Hy sê, manne, hoor wat sê Petrus vir hulle. Terwyl hulle hierdie manne wat met die Gees van God vervul is wil bespot en sê hulle is vol soetwyn. Hy sê, toe hulle die hore so diep in die hart getrek en het vir Petrus en ander gesê, wat moet ons doen? Met ander Petrus kom en hy sê vir hierdie manne is nie vol wat sal ons soetwyn nie. Dis nog maar eers die 9de uur, maar hulle is vervul met die Heilige Gees en toe begin hy die evangelie te verkondig van Jesus Christus. Hierdie Petrus in Jerusalem. 40 dae, nie 40 jaar toe al die stof en al die vuur en al die gebeurtenisse rondom die kruisiging eers gaan rustig raak nie. 40 dae nadat hulle vir Jesus gekruisig het. Stop hier dieselfde Petrus wat nie eens voor 'n diensmeisie Jesus kon erken nie. Stop uit. Voor 'n skare wat uit al die nasies en tale uitkom, al die Jode wat uit al hierdie streke uitkom en begin spot met hulle. En hy sê vir hulle is nie vol soetwyn nie. Dit is vervul met die Gees van die Here en hy begin van Jesus. Hierdie, as die eerste openingswoord, hy sê hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Ek wil julle van hom vertel. Kyk, as jy die dood in die oë staar, dan begin jy eers so met 'n curveball, nie Petrus nie. Maar wie wat het gebeur? As jy verskil tussen die binneplein met die diensmeisie en daardie oomblik in Jerusalem, daar was 'n bovertrek ondervinding. Die Heilige Gees was uitgestel. Hy was nou vervul met vuur. Hy was vervul met die vuur van die Gees van die Here, wat ons soos tong verdeel het en op elkeen van hom kom rus het en binne hom kom woon. Die krag van God se vuur, wat in die Ou Testament aan die brand gesteek het, die altaar, en dan die opdrag gegee het, dat hulle mag nooit hierdie altaar se vuur laat doodgaan nie. Hulle moet dit met die vet van die offerdiere en met nuwe hout elke môre aan die brand steek. En vir 116 jaar was daardie altaar nooit uitgeblus nie, want dit bly brand vir 116 jaar. Vandat God dit self aan die brand gesteek het, totdat hulle van God al weggekeer het en hulle eie gode begin te dien het en in afgodediens begin vra en die vuur op die altaar doodgegaan het. En dit was in die tyd van die spysoffer wat Elia op die berg Karmel geklim het en gesê het dat hy wat God is antwoord met vuur. En dieselfde God wat die altaar met vuur aan die brand gesteek het, is ook die een wat op die offertyd die altaar van Elia om met vuur besoek het, en tot die klip en die stof en die water, alles was opgelek met die vuur. Daar's 'n vuur wat jou wil stuur, man. En hierdie Petrus staan met hierdie vuur van God, wat nou op sy altaar brand, wat nooit mag doodgaan nie. En wie word daai altaar
aan die brand gehou. Die Ou Testamentiese altaar was met die offerdiere se vet aan die gang gehou. 'n nuwe vars brand uit elke môre. Die Here sê jou liggaam moet nou jou offer wees. Jou redelike godsdiens wees. Jy moet jouself nou as 'n offer op die altaar kom plaas en sê, Here, ek brand alles wat my begeertes was, wat U nie behaag het, die sit ek op die altaar, dat ek kan brand, so net U vuur in my oorbly. Want hierdie vuur, wat die Gees van God aan die brand gesteek het op hierdie altaar, mag nooit doodgaan nie. En die nuwe hout, die vars hout wat elke môre op daardie altaar geplaas moet word, is elke dag se opstanding en heiligmaking, 'n nuwe dag in te gaan en te sê, hierdie dag behoort aan Jesus. Hierdie dag sal ek meer heilig wees as gister. Ek sal meer met vuur beweeg en om gestuur te word. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, jy sal ook die vuur ontvang. Maar Petrus het ook gestaan in die 11 en 16 vir die van hulle toegespreek, Joodse manne, almal wat die Here is, julle moet dit weet. Bring jou net gou terug, die paar dinge wat jy moet onthou uit hierdie diens. Om Christus te volg is om geroep te wees. Daartoe, nie geparkeer in jou verlede en al jou mislukkings nie. Om geroep te weet is om op te staan uit jou verlede en al jou mislukkings. En om Jesus te volg, neem 'n vurige gehoorsaamheid. Vurige gehoorsaamheid word gebore in jou binnekamer in gebed. En dan staan jy op en jy hoor wat God vir jou sê en gaan leef dit met vuur uit. Jy is nie geroep om 'n pastoor te oortuig nie. Jy is persoonlik geroep om God se vuur in jou lewe uit te dra waar die Here jou stuur. En dan begin ons onder die kerk se banke groot word. So klein kindertjies steur my nooit nie, weet jy hoekom nie? Want toe hulle wil verhinder het om na Jesus te kom, te sê, Jesus, moenie hulle verhinder het, kom dat ek, en hy slaat sy hand om, en hy het hulle geseën. 'n dubbele maat in hulle lewe, Here, seën ek hulle mee, met 'n begeerte om Jesus te volg, met alles wat in hulle is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir vuur. Dankie vir vuur wat binne ons brand in 'n tyd soos hierdie, om nie meer skaam te wees nie, maar op te staan en met vurigheid te gaan waar Jesus is moet gaan, om te spreek wat Jesus is moet spreek, maar alles in liefde en nooit in vlees en bloed krag nie. Stuur ons, Here. Geef ons visies, geef ons drome. Here, gee ons die vuur en rus ons toe en dit wat ons vir U moet doen. Net soos wat U vir Petrus gesê het, gaan voed my lammetjies en hy het gewete met die jeug met hom begin. Gesê, voed my skape en dan met 'n gemeente kom. So vra ek ook, Here, geef ons in hierdie gemeente wat ons vir U moet doen. As dit moet wees om 'n vroue bid hier by my huis te begin, Here, dat daar die vroue gevoed kan word, of om na 'n ou huis toe, ou huis toe gaan, en ou mense te gaan bedien, wat nooit die woord hoor nie, wat nie sy familie sien nie, wat daar afgelaai word en vergeet word. Here, of dit 'n kinderhuis is, waar daardie kindertjies smag na ouer figuur, dat ons geestelike ouers word, dat daardie ouer figure kom vervul in hulle lewe, en hulle kom voed met die evangelie van Jesus Christus. Waar ook al, Here, U ons stuur ons, maar stuur ons haastig. Here, haastig vra ek vir U oopgeopende deur. Ek vra dat die vuur van God sal in beweging in nie, en alles wat in ons pad staan, Here, om vir U 'n volle koninkryk te doen, dat dit profeties tot Asaf verbrand, en dat die Rooi See vir ons sal oopgaan, en dat ons kan deurbeweeg na U belofte toe. Is my gebed in Jesus se kosbare naam. Amen.